Ek groet jou in die naam bo alle name, die naam Jesus Christus. Hemelse Vader, dankie vir die reën wat U gestuur het. Vader, ons vra dat U ons nog sal seën met reën. Dankie vir wysheid en genade. Vader, help ons om ander na U toe te kan lei. Leer ons asseblief U woord en U wil. Amen. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En nou kom ons by sagmoedigheid. En sagmoedigheid gee beheerprys. Dis wanneer ons ophou om alself te wil doen en ons aan God se beheer onderwerp, ongeag wat in ons lewens gebeur. Sagmoedigheid is 'n pragtige Afrikaanse woord vir iemand wat 'n sterk gebalanseerde gesindheid van vreedsaamheid, nederigheid en selfbeheersing het. Dis nie iemand wat dadelik op wraak of woede reageer nie. Dis nie iemand wat hom of haar vir als wip nie. Dis die vrug van die Gees wat innerlike krag demonstreer. Dis om respek, kalmte en hoflikheid teenoor ander te toon, selfs in die moeilikste situasie. Sagmoedigheid beskryf 'n karaktereienskap van iemand wat vriendelik, geduldig en kalm bly, selfs onder die kwaaiste druk. Iemand met innerlike krag. Dis iemand wat ontsettende selfbeheersing het. Iemand wat sagmoedig is, word soms beskou as 'n swak persoon, maar die teendeel is eerder waar, want dis nie 'n swakheid nie, maar eerder beheerste krag. Dis eintlik 'n bewys van beheer oor onvolmaakte neigings en krag. Dis om die mag te hê om hard op te tree, maar te kies om sagkens en met deernis te handel. Dis 'n persoon wat nie maklik uitgetart word nie en wat verdraagsaam is. Dis 'n nederige mens sonder hoogmoed en iemand waarmee ons maklik oor die weg sal kom. So 'n mens handhaaf ten alle tye goeie verhoudings met almal om hulle en hulle los konflik met kalmte op sonder om enige aggressie te toon. En die beste voorbeeld van sagmoedigheid is in die Bybel en is Jesus Christus homself. Hy het homself beskryf as sagmoedig en nederig van hart. In Matteus 11 vers 29 sê hy: "Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart." Dit maak dit 'n kernaspek van die Christen se karakter. Dit behels om gehoorsaam te wees aan die wil van God, lydsaamheid en om mense met liefde en respek te behandel in plaas van met geweld of hardvochtigheid. Sagmoedigheid behels dus die beheer van krag en die uitleef van liefdevolle nederigheid in ons daaglikse lewe. Om te reageer met 'n sagte antwoord, om toorn af te keer, soos in Spreuke 15 vers 1 staan. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Kom ons behandel ander met sorg en vriendelikheid, selfs wanneer hulle dit nie verdien nie. Gebruik beheerste kalm woorde eerder as harde, sarkastiese taal. Vader, neem hierdie harde kors om ons weg en skenk ons die vermoë om ander sagmoedig te behandel. Skenk aan ons hierdie gawe van sagmoedigheid sodat ons ander met liefde en respek kan behandel. In Jesus naam. Amen.